guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Potter's hand. Daar waar jy staan, maak net toe jou oë en kom ons bid saam vanoggend. Dankie Here dat U hier is vanoggend. Dankie Heilige Gees vir elke stuk genesing in ons gedagtes, in ons siel vanoggend. Dankie vir dit wat U al reeds begin het 2000 jaar terug. En dankie dat dit aanhou vandag. Dankie dat daai selfde Gees wat aan die kruis teenwoordig was, ook vandag hier is. En ons kom bid vandag, Here, en ons vra, kom raak elkeen aan wat vanoggend sê, maar Here, ek het U nodig. Ek het nodig dat U opdaag. Ek het nodig dat U my aanraak. Ek het nodig dat U in my gees en in my huis kom werk. En dankie daarvoor, Here. Net soos jy vanoggend hier is, en jy sit met pyn, of jy sit met een of ander vorm van siekte, wil ons graag saam met jou bid. So Vader, vanoggend kom vra ons, Here, soos wat Johannes en Petrus by Mooipoort hierdie verlamde man gesien het, en gesê het in die naam van Jesus Christus van Nazareth, word gesond. Here, wil ons vanoggend kom staan op dieselfde belofte van U woord, en ons wil kom bid vir elkeen wat sit met siekte, wat sit met pyn, en ons wil vanoggend vra, Here, kom raak ons aan, van kop tot toon. Here, vanoggend vra ons Heilige Gees, kom raak elke tipe pyn aan, of dit hoofpyn is, skouerpyn, kniepyn, rugpyn, migraine. En dankie daarvoor, Here. Dankie dat U siektes genees. En dankie dat U ons liefhet in die middel van alles wat gebeur. En vanoggend verklaar ons weer, Here, U is ons koning. U is ons Here. U is ons eerste liefde. U is die pottebakker en ons die klei. En dankie Here dat U hier is. En ons gee vir U die eer. En ons die so lief. Ons die so lief, Here. Dankie dat U hier is. Dankie vanoggend vir U woord. Dankie vir 'n tyd saam as gemeenskap, as geestelike familie. En ons eer U daarvoor. In die naam van Jesus Christus. En almal sê saam, Amen. Amen. Dankie, is welkom om jou sitplek in te neem. Ons dankie vir ons lofgroep vanoggend. Ons altyd daai oomblikke waar jy besef, van nou is die Here besig om in my eie hart te werk. Hy's nou besig om in my eie gees te werk. En ek dink so die laaste ruk, het die Here baie begin benadruk of begin druk op ons harte om al hoe meer tyd ook aan ons lofprysing te gee, sodat hy daai oomblik het waar hy kan werk, sodat hy daai oomblik het waar ons amper hierdie suiwer, ongefiltreerde ding van die gees kan beleef, genesing en werking kan beleef. Maar ons is so opgewonde oor die kwartaal. Dankie dat jy hier is vanoggend. Dis vanoggend ook ons groot afskop van ons kinderkerk, groot afskop weer, kwartaal afskop van ons jeug, van Next Gen wat ons belydenisgroep is. En ek wil vir jou sê, ek is opgewonde oor dit wat voor lê die kwartaal. Ons het Vrydag wat kom, soos Alsenay gesê het ons ruk en rol aand. En dis vir al ons laerskoolkinders en bietjie jonger. So bring jou rolskaatse, jy bring jou fiets, jy bring jou skateboard, een van daai goed wat ek nie meer gaan gebruik nie. Pieter, ek het nou nog een, wat ek gekry het toe ek 8 jaar oud was. Ek het 2 keer gery, 1 keer my arm gebreek, toe is ek klaar. Maar deesdae ry die ouens nog wel goed. So wat ons gaan doen Vrydag aand is, ons gaan 'n baan opstel en die kinders kan kom ry. Hulle kan in die rondte ry. Ons gaan vir die grootes ook 'n ander baan maak. Dan's daar worsbroodjies en daar snoepies. So jy is ouer, kom kuier saam. Dit begin 5:30 en dit eindig 7:00. So jy kan enige tyd inval wanneer jy van die werk afkom en so aan. Maar net so.
het ons die kwartaal 'n paar groot goed. Ons het Pinksterweek wat voorlê oor 'n paar weke, en saam met Pinkster gaan ons ook 'n kinderpinkster hou, gelyktydig met die Pinksterdiens hier binne. So, ek moet vir jou sê, my hart brand om ek te sien wat daar gaan gebeur, maar ek weet ek moet hier binne ook wees. So, want wie gaan preek? Maar ons is opgewonde daaroor, so kinderpinkster lê voor, dan ons groot vroue konferensie, moet dit nie mis nie. Ouens van buite is ook welkom, en ons sien uit na die impak wat die Here ook hierdie jaar gaan hê, in ons gemeente, in ons dorp, en dan vandag, gaan ons praat oor hierdie tema, verander jou storie, verander jou storie. En vandag se tema is een van daai wat my ook persoonlik bietjie uitgedaag het. Amper dat ek in die week vir die Here vra, maar Here, is nie seker ons moet aangaan met hierdie, want dit werk so bietjie diep, maar ek is opgewonde oor dit, en dit begin by hierdie oomblik, direk na die opstanding van Christus. So direk na die opstanding van Christus, sien ons hierdie twee disippels van die Here, wat op pad is huis toe. Hulle is op pad na hulle huis in hierdie dorpie met die naam Emmaus. En Emmaus was 'n dorpie so 12 kilometer buite Jerusalem. En hy was min of meer so groot so Sandra. En nou is hulle op hierdie pad, hulle is besig om te stap, en dan sê die woord, hulle was besig om met mekaar te gesels oor alles wat die laaste ruk gebeur het. Hulle was besig om met mekaar te gesels, maar dan sê dit ook, hulle was mismoedig en teleurgesteld. En die vraag is, hoekom was hulle teleurgesteld? Want hulle het hierdie hoop gehad, dat hierdie Christus, wat hulle leer ken het die laaste paar jaar, wat hulle begin volg het, waarvan hulle disippels geraak het, hulle het hierdie hoop gehad, dat hierdie Christus, die Messias sou wees, wat die Romeinse ryk omver sou werp, en dan skielik sterf hy aan 'n kruis. En hulle is teleurgesteld, want hulle het te vroeg geloop om te sien hoe hy opstaan uit die dood. Hulle het te vroeg geloop, te vroeg beweeg. Hulle wou nie nog 'n rukkie wag nie, en toe begin hulle huis te loop, en hulle mis die belangrikste oomblik in die geskiedenis van God se werk op aarde, want hulle wou nie wag nie. Hulle was ongeduldig. En ek dink is baie keer vir ons ook so met ongeduld. Ongeduld kos jou iets. Maar gelukkig weet ek, ons mense in Delmas is nie ongeduldig nie. Ek het nog nooit 'n toeter hoor blaas as sekere voertuie oor daai stopstraat, almal ken daai stopstraat, net oor seil nie. Ek dink so altyd aan daai woorde, reg van toegang voorbehou. En party ouens sit dit maar sommer op hulle speeltjies, maar in elk geval. Maar hier is die ding, ons lees byvoorbeeld in Galasiërs 5, lees ons van die vrug van die Gees, ons lees oor geduld, ons lees oor wag, en wat ons baie keer nie besef nie, is wanneer ek vir die Here bid en ek sê, Here, leer vir my geduld, wat is die eerste ding wat hy gaan doen? Hy gaan jy in 'n situasie plaas waar jou geduld begin verminder. Hy gaan jy in 'n situasie plaas waar jy moet leer om geduldig te wees. En net so met selfbeheersing, as ek bid en ek sê, Here, gee vir my selfbeheersing, gaan hy my in situasies plaas waar ek nodig het om my selfbeheersing te oefen, om my geestelike spiere te bou. Een ou sê eendag vir my, hy sê maar werk dit so met rekeninge ook. So as ek vir die Here vra, Here, gee vir my meer, gaan hy my dan toets met minder. Ek sê nie, dit werk nie so nie. Maar dis hoe dit altyd werk in die gees. En hier sit hierdie twee manne, en hulle is ongeduldig. En hulle wil nie verder wag nie. En ewe skielik steel hulle by hulle self wat die Here vir hulle wou gee. Sien, baie keer steel ons onvermoë om aan te hou wag op die Here, baie keer meer by ons as die vyand. En net so teleurstelling. Baie mense stap weg van God af. Hulle gaan op hierdie Emmaus pad, want die teleurstelling was net te groot. Dit waarop hulle gehoop het nie gebeur nie, en dan is hulle so teleurgesteld in God. En omdat hulle nie wou wag nie, mis hulle wat God volgende wou doen.
Baie keer beweeg ons te vinnig. Ons bedank te vroeg. Ons stap te vinnig weg van hierdie ding wat die Here op my tafel gesit het. En die oomblik as ek dit doen, dan begin ek mis wat God vir my aan die ander kant gehad het van wag, aan die ander kant van geduldig wag op die Here. Waarvoor ek baie dankbaar is die Here het altyd genade. Daar's altyd genade vir ons wat nie kan wag nie. Daar's altyd genade. Ek weet nie of dit by julle ook so is nie. Maar om een of ander rede is Sondagoggende is 'n baie ongeduldige tyd. En is nie of dit of dat nie. Dis net omdat kinders hierdie vermoë het om baie stadig te wees. En hoe meer jy hulle aanjaag, kom nou ons moet ry, gaan vinniger, hoe langer vat hulle. En naderhand raak dit 8 uur. En jy voel jy wil die plakkie van genade uithaal. Die 5voudige bediening. En alles vat langer. En hoe meer jy hulle aanjaag, hoe langer begin dit vat. Hoe langer begin dit vat. Maar sien, en ek glo, ek dink vanoggend daaraan. Ek dink hier is die rede. Want dit is eenvoudig, alles is so gejaagd. Dat ons vergeet het hoe om geduldig te wees. Ons het vergeet hoe om te wag. En saam met dit het ons vergeet hoe om te wag op die Here. Soos hierdie manne wat op pad is na Emmaus toe. So dan loop hulle en gesels. En die volgende oomblik daag Jesus op. En kom ons lees saam, Lukas 24, vers 15 tot 16. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. So hier stap hulle. En die volgende oomblik hoor hulle hierdie stem agter hulle. Dis nie abnormaal nie. As jy ry in jou kar en jy hoor 'n stem agter jou, dis abnormaal. Maar hulle hoor hierdie stem wat praat. En dan sit Jesus, en dan begin hy saamloop, en dan sê dit, hy het hulle verhinder om hom te herken. Hy het hulle verhinder om nou al reeds te weet wie hy is. En die rede daarvoor is baie eenvoudig. Die rede daarvoor is, want hoe alles gebeur het. Hoe hy opgestaan het uit die dood. Hoe hy homself openbaar het as die Messias, was nie in lyn met hoe hulle dit verwag het nie. Was nie in lyn met hoe hulle hom verstaan het nie. Die Messias konsep verstaan het nie. En dan mis hulle hierdie opstandingsoomblik. En aanvanklik herken hulle nie Christus wat saam met hulle stap nie, want hulle het hierdie idee gehad van hoe dit sou lyk wanneer hy opstaan, en toe doen hy dit heeltemal anders. Baie keer mis ons wat Christus in ons lewe wil doen, want ons het 'n sekere konsep van hoe hy werk en hoe hy nie werk nie. En die oomblik as hy anders opdaag, as wat ek gedink het of gehoop het, herken ek hom nie. Maar weens, dankie vir genade. So hy verduidelik dan vir hulle, Lukas 24 vers 17. Hy vra vir hulle, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? En met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope paar dae gebeur het nie? Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem? Dis 'n mooi manier om te sê, is jy onder 'n klip gebore? Lees jy nie die nuus nie? Is u dan die enigste vreemdeling? Sien, hulle herken hom nie. Hulle sien hom as 'n vreemdeling. En ja, hulle het hom gevolg. Kleopas en die vriend van hom, hulle het Christus gevolg. Op ander plekke in die evangelie daag hulle op. Ons sien hoe hulle luister na sy leringe. Ons sien hoe hulle voor hom staan as hy mense gesond maak. Hulle het hom altyd gevolg, maar hulle het homself nie geken nie. Hulle het hom altyd gevolg van 'n afstand af. Altyd gevolg deur iemand anders se woord of iemand anders se opinies. Maar hulle het nooit self met hom gepraat nie. En is vandag nog een van die grootste pandemies waarmee ons sit.
is dat baie mense volg Christus, maar hulle verhouding met hom is gebaseer op ander mense se opinies en preke. Dit is nooit persoonlik nie. Hulle praat nie self met hom nie. En wat dan begin gebeur, is ons raak kwesbaar om mislei te word, en saam met dit mis ek sekere oomblikke waar God in my lewe wil werk. Want ek praat nie self nie, ek is nie persoonlik met hom nie, ek ken hom nie. Hier is wat vir my mooi is. Hulle herken hom nie, maar nog steeds daag hy op. Hulle herken hom nie, maar nog steeds is hy daar om vir hulle te kom wys. Weet julle wanneer sukkel ons die meeste om God te herken in ons lewe? Dis wanneer dit seer raak hier binne, of wanneer dit seer raak in ons lyf, of wanneer ons verliese ly, of wanneer ons teleurgesteld is in die Here. As ons sê, maar Here, ek het so gebid vir hierdie ding, en nog steeds het U nie opgedaag nie. In daai oomblikke voel God baie keer ver. Hy voel baie keer soos 'n vreemdeling. En dis hoekom baie mense wegdraai van God af, want die teleurstelling was net te groot. Maar as hulle net vir nog 'n oomblik vasgehou het, as hulle vir net nog 'n oomblik naby gebly het, sou hulle 'n groter, nuwe deel van God gesien het. Wat sê Psalm 34 vers 18? As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die gebrokenes, hy help die moedeloses. So hy sê, as die regverdiges, die gelowiges, met ander woorde, om hulp roep, hoor die Here. Maar Pieter, die Here hoor my nie. Sy belofte is, hy hoor jou. Hy hoor jou. Hy hoor jou. Dalk lyk sy antwoord nie soos ek gehoop het nie, en nou gaan ek op die Emmauspad en ek is besig om weg te stap, maar hy het gehoor, en dan sê dit, hy gaan my red uit al my benoudhede. Nou benoudhede is nie noodwendig omstandighede nie, benoudhede beteken ook angs of 'n bedrukte gees, wat waaruit kom, uit teleurstelling. Ons besef baie keer nie, as hy sê, ek hoor jou, dan sê hy met ander woorde, ek gaan opdaag in jou seer, ek gaan opdaag in daai struikeling, in daai worsteling, in daai plek waar jy sê, Here, ek kan nie meer nie. Hy gaan opdaag soos 'n goeie pa. Die woord sê, die Here kom so naby aan ons, dat sy skaduwee oor ons val. En as hy sê, ek gaan jou red, beteken dit, vir daai oomblik, vir die wat benoud is, vir die wat seer het, vir die wat nie meer kan nie, gee hy 'n tree nader, en hy kom so naby, dat sy skaduwee oor ons begin val. Dis 'n mooi manier om te sê, hy daag op en hy sê, Papa is hier, jou Vader is hier. En dit gee vir my vreugde, dit gee vir my vrede, want as ek weet my Pa in die hemel gaan altyd opdaag, gaan altyd daar wees, dan weet ek het geen bekommernis nie, want hy's hier. En daarom kan ek byvoorbeeld my hande nog steeds lig in teleurstelling. Ek kan my hande nog steeds lig in lofprysing, al gaan dit nie goed hier binne nie. Ek kan nog steeds vreugde vind in hom, al voel dit nie of ek wil nie. Want al voel ek hom nie, al verstaan ek nie nou alles nie, sy belofte is, in hierdie oomblik, is hy hier. Hy's naby aan jou, en hy sal jou red. Ons sit altyd met hierdie verskil tussen realiteit, of feite en waarheid. Die realiteit is baie keer, God voel ver. Maar die waarheid is, hy sal red. Hy sal red. Dis die waarheid. Ek weet nie wie van julle die Marula media berig in die week gesien het oor ons dorp nie.
Dit was vir my skokkend. En die probleem is nie noodwendig die berig nie, die probleem is die agenda agter die berig. En ek dink, as jy hom nog nie gesien het, jy gaan jy hom waarskynlik ergens sien, maar die berig noem baie feite oor goed wat fout is in die dorp, baie feite oor goed wat nie goed voel nie. En so baie mense het daarop reageer en hulle monde uitgespoel en gesê, maar Delmas is so sleg en Delmas is so dit. Maar wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So baie mense het negatief reageer, en ek verstaan teleurstelling, ek verstaan bitterheid, ek verstaan al hierdie goed, maar die een ding wat daai berig van Marula Media gemis het, is ja, dis feite wat hulle gee, maar dis nie waarheid nie. Daar's 'n verskil tussen feite en waarheid. Feite sê, hier sekere goed wat ek sien met my oë, maar dis nie die waarheid nie. Die feite is, sekere goed loop nie reg in ons dorp nie, maar die waarheid is, God is besig om te herstel. Die feite is, baie van ons mense sit al hoe lank sonder water, maar die waarheid is, God is besig om in die agtergrond te werk. Die feite is, dinge lyk nie op die oog af goed nie, maar die waarheid is, ons God het 'n agenda met ons dorp. En ons moet begin lewe spreek. Ons kan nie deelneem aan toksiese gedagtes en doodspreek nie. Ons moet begin lewe spreek. So in hierdie gemeente spreek ons lewe oor ons dorp. Ons spreek lewe oor ons skole. Ons spreek lewe oor ons kinders en oor hulle kinders. En ons spreek lewe selfs oor ons munisipaliteit. Ja, ons sien die feite. Ons herken die feite, ons praat oor die feite. Maar ek hou vas aan die waarheid. En die waarheid is, my God sal opdaag. Wat sê daai vers? Hy hoor die regverdiges. Hy sien hulle en hy red hulle uit hulle benoudheid. Dis die waarheid. In Markus 16 vers 10 sien ons Maria Magdalena en sy kom by hierdie leë graf, Kan jy dink wat 'n skok dis vir haar moes wees? Kan jy dink jy begrawe Vrydag iemand en as jy Sondag die graf gaan besoek, is selfs die kus weg? Sy moes geskok gewees het. Wat gaan hier aan? Waar is hy? En dan staan daar hierdie engele wat sê, hy is nie hier nie, hy leef. En dan hardloop sy na die disippels toe, en sy sê, julle sal nie glo nie, hy leef. En dan glo hulle haar nie. Want hulle was blind gemaak deur teleurstelling. Hulle is so besig om te treur, dat hulle nie herken wie nou net in die vertrek ingestap het nie. En later verskyn Jesus aan die twee manne by Emmaus, of op die pad na Emmaus, wat in dieselfde boot is. En dan stap hy saam met hulle, en hy begin vir hulle hierdie uitleg gee, oor wie hy is, uit al die profesieë, deur die Ou en die Nuwe Testament, en dan vat hy 'n oomblik, en hy breek brood saam met hulle. En die oomblik toe hy die brood breek, lees ons hierdie, Lukas 24, vers 31. Toe gaan hulle oë oop, en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hulle oë gaan oop. Die saad van teleurstelling en verlies en seer word skielik vertrap. Hulle oë gaan oop en hulle herken hom. Die woord vir oop. Hier was my die mooiste ding wat ek in hierdie week gelees het. Die woord vir oop beteken letterlik so oop soos 'n pasgebore baba se oë. Soos 'n pasgebore baba se oë. En dis vir my mooi, want 'n pasgebore baba se oë is nie baie oop nie. Hulle sien vir die eerste keer lig.
Hulle sien vir die eerste keer hierdie deel van die lewe, hierdie pappa of mamma, wat hulle nog nie eers ken nie. Hulle begin kleur sien. Hulle oë begin in fokus inkom. Maar skielik wil hulle meer hê. Skielik wil hulle meer inneem. Skielik is daar iets in hulle hartjie wat begin klop, as ek mamma se lippies naby aan my sien. Hulle oë gaan vir die eerste keer oop. En dan raak hierdie Emmausgangers honger vir meer. Want hulle het 'n klein proeseltjie gekry van wie Christus is. En dan vra hulle, het ons harte nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie. En die woord vir warm word verwys al die pad terug na Moses en die brandende bos. Met ander woorde, wat hulle vir mekaar vra, is het ons harte nie besef dat dit dieselfde God is wat in die brandende bos was, wat hier met ons praat nie. Hulle oë gaan oop. En skielik praat hulle nie meer oor Christus as hierdie profeet wat aan die kruis gesterf het nie. Hulle praat oor hom as Messias. Hulle praat oor hom as Here. En hulle storie begin verander. Hulle oë, hulle harte, hulle gees begin skielik oopgaan vir hierdie nuwe waarheid wat voor hulle staan. Die feit was, Christus was dood. Die waarheid was, hy sou weer opstaan uit die dood. En ewe skielik sien hulle dit. En net toe hulle dit sien, sê die woord, het Christus verdwyn uit hulle sig uit. Kan jy dink jy praat met iemand? En die volgende oomblik is hulle weg? Dis wat daar gebeur het. Hulle praat met hom en die volgende oomblik is hy weg. Maar hulle is so honger vir meer, dat hulle hom gaan soek. En dan op 'n stadium kom hulle by die disippels en ons gaan nou daar verder gaan. Maar dit was nodig, vir hulle op daai pad van Emmaus, was dit nodig, dat die saad van teleurstelling vertrap word. Johannes 12:24 sê hierdie, dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. 'n Koringkorrel, koringsaad, moet doodgaan in die grond, voordat hy kan saad skiet, voordat hy kan ontkiem. En hier is die ding van saad. Saad werk dieselfde in ons ook, in ons gedagtes, in ons gees, in ons harte. Elke ding wat ons inneem, of dit deur die media is, of dit deur 'n berig is, of dit deur die skool is, of dit deur die kerk is, of dit deur vriende is, elke ding wat ons inneem, met ons sintuie, laat een of ander saad in ons gedagtes of ons gees. En dit kan of 'n saad van ongeloof wees, of dit is 'n saad wat die fondasie van jou verhouding met Christus versterk. So elke ding in jou lewe laat een of ander saad agter. En baie keer sit ons met hierdie saad van bitterheid of teleurstelling, hierdie saad van woede wat net nie wil uitgaan nie, wat net nie vertrap wil word nie. En sien, as daai saadjie van teleurstelling ontkiem, word hy skielik 'n saad van ongeloof. Maar net so kan 'n saad wat veronderstel was om my geloof te steel, wat veronderstel was om my weg te trek van God af na hierdie Emmauspad in my eie lewe toe. Net so kan daai saad ontkiem en my juis nader trek aan Christus. Die verskil is hierdie. Die verskil tussen 'n saad wat ongeloof word en 'n saad wat jou versterk in Christus is baie eenvoudig. Bly ek naby aan hom? Hou ek aan om soos die Emmausgangers saam met hom te stap? Hierdie ding deur te trap, deur te praat met hom. Hou ek aan om by sy voete te gaan huil as dit nodig is. Hou ek aan om hom te loof en te prys, al voel dit nie of ek wil nie. Praat ek met hom oor hierdie goedjies in my hart. En die oomblik as ek naby aan hom bly, kom vertrap hy die saad
van ongeloof en teleurstelling en verlies en seer. En hy omvorm dit om 'n boom van geregtigheid en geloof te word. Ons is in die kerk in 'n seisoen waar ons regtig meer van God soek. Ek soek meer van hom. Ek soek meer van hom. Ek dink die uitdaging, dankie Pieter. Ek dink die uitdaging vir ons is om naby aan Christus te bly, om naby aan sy gees te bly, naby aan die waarheid van die woord te bly, hoe meer ons van hom soek. Baie mense, as hulle sê hulle soek meer van God, eintlik wat hulle sê is hulle wil byvoeg by die woord, of hulle wil goed verdraai om mooier te klink. Ek soek die ware Jesus, maar ek soek meer van hom. En ek soek hom op 'n manier wat Kleopas hulle op hierdie pad na Emmaus hom ontdek het. Waar hulle oë skielik oopgaan vir iets nuuts, vir iets groter, iets wat hulle nog nooit geken het nie. Hy was 'n vreemdeling en skielik is hy 'n Messias. Daar's altyd meer van God om te ontdek en te leer ken. Die woord is genoeg, die gees is genoeg, Christus is genoeg, maar in elkeen van daai is daar altyd meer. En die vraag is, sal ons op ons Emmauspad nog steeds ja sê vir hom? As hy opdaag op 'n manier waarin ek nie gewoond is nie. As hy opdaag op 'n manier wat anders lyk as hoe ek hom leer ken het. As hy opdaag op 'n manier waar my hart brand en ek dink, maar hierdie is van God, maar my kop sê nee, hierdie is te ver vir my, sal ek nog steeds my ja vir hom gee. En as ons sukkel met dit, beteken dit daar's 'n saad van teleurstelling wat ons eers moet plattrap. Sal ons aanhou ja sê? Sal ons aanhou ja sê as hy opdaag op 'n manier wat ons nie verwag het nie? Hulle gaan verder, Lukas 24 vers 33. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Dit is nie Simon, ons klein seentjie wat die hele tyd hier rondhardloop nie. Dis die disipel, Simon. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. So hulle kom by die ander 11 disipels. En hulle sê, hy het opgestaan. En dan staan Jesus tussen hulle en sê, vrede vir julle, vrede. Met ander woorde, ek weet julle is teleurgesteld. Ek weet julle het 'n ander tipe hoop gehad. Ek weet julle het gehoop, ek gaan hierdie ryk omvergooi. Maar ek is hier. En ek bring vrede. En ek bring soveel meer as waarvoor jy gehoop het. So hy sê eintlik vir hulle, hou aan reageer op daai gevoel in jou hart. Hou aan reageer. Ek wil afsluit hiermee. Ek wil vandag vir jou vra, brand jou hart nog steeds vir God. Op so 'n manier dat jy sal weet, maar wanneer iets gebeur, wanneer hy opdaag, wanneer dinge begin verander, dat jy sal weet, maar dit is dieselfde God wat in die brandende bos was. Brand jou hart nog steeds vir hom. En as dit nie vir hom brand nie, wat 'n saad van teleurstelling of verlies of seer is daar wat ons moet vernietig in ons lewe. Dan wil ek jou aanmoedig, wag op hom, net nog 'n oomblik, moenie dat teleurstelling en ongeduld by jou kom steel, wat hy aan jou wou openbaar of wou gee nie. Moenie mis wat hy nou gaan doen in jou lewe nie. En mag jy
hom dan sien as jy die opgestane Here. Mag jou geestelike oë oopgaan en aanhou oopgaan. En ek weet baie is al reeds daar, maar mag dit aanhou oopgaan soos 'n pasgebore baba wat vir die eerste keer daai pappa of mamma sien. En ek wil net meer hê. Hoe lyk die meer? Ek weet nie. Maar ek weet hy wil dit vir ons gee. Amen. Amen. Kom ons staan. Kom ons staan. Vader, dankie dat ons vandag elke oomblik vir U kan gee. Ons wil vra, Here, as daar enigiets is in ons harte, in ons lewe wat ons keer om U te ken, wat ons keer om U te sien, Here. Wil ons vra, kom vertrap daai saad vanoggend. En maak ons oë oop, Here, dat ons U kan sien, dat ons U kan sien soos die manne op Emmaus se pad. Ek wil vra, Heilige Gees, as daar enige iemand vanoggend is, wat op hulle eie Emmaus pad is, want die Here voel te ver. En ek vra, Here, ontmoet hulle daar, en stap saam. En dankie daarvoor, Heilige Gees. Dankie vir U seën, dankie vir U lewe. Dankie dat ons storie kan verander, hoe meer ons U sien. En ons is so lief. Dankie, Here. En almal sê saam, amen. Kom ons sing 'n laaste keer. Ons is op weg met 'n hart wat brand, met 'n gebed, met elke tree, 'n lied van hoop deur die lande, singend van die nuwe dag, 2000 jaar, hier dag en nacht. Verlig ons land, mense wacht steeds, harte smag steeds, na 'n liefde wat verwarm, na die vlam weer hoog brand, soos 'n helder baker, soos 'n rook in die môreuur, laat die licht weer sprankel, laat die liefde hoog brand, soos 'n vuur, soos 'n vuur. Die liefde roep, die waarheid skree, dit is die krag waarmee ons gaan, om die wat val en die wat struikel, kan ophelp in die nacht, laat die vlam weer hoog brand, soos 'n helder baken, soos 'n rook in die môreuur, laat die licht weer sprankel, laat die liefde hoog brand, soos 'n vuur, soos 'n vuur. Ek wil jou uitnooi om saam met ons te bid in hierdie volgende maand. Ons het 'n groot verwagting van die Here en ons wil regtig verdiep. Ons soek daai meer, soos wat ons beweeg na Pinkstertyd, na ons Geesweek. So bid saam met ons vir die meer. En prys die Here daarvoor. Onthou, ons kuier lekker na die tyd saam. Daar's brood en allerhande lekker dinge in die saal. Kom kuier saam, kom drink 'n koppie koffie. Onthou, die leeu's is na die tyd. Ons Next Gen, ek gaan julle ook daar kry saam met die ander leiers en of by Rise, en dan Next Gen is ook aan die gang, ons graad 11s. En dan as jy gebed nodig het,
bly sit vir ons na die tyd, iemand sal saam met jou bid, of gaan na die persoon daar agter met die lanyard, en ons wil graag saam met jou bid, as jy 'n spesifieke behoefte het, ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag hy sy aangesig oor jou laat skyn. Mag elke saad van teleurstelling vertrap word, en mag jy hom weer sien as die opgestane Here. Amen. Dankie dat jy hier was, dankie dat jy ons seën, mag jy 'n wonderlike week verder hê. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure